Jy kan die sitplek inneem, baie dankie. As ek vat hierdie ding weg, dankie Tiaan. Anders moet ek die hele tyd koets om hom. Van my kant af baie welkom. Ons is so bly dat ons hier saam kan kom. Dit is so 'n bietjie vreemd vanmôre. Dit is andersom met tafels wat hier gedek is en ek wil glo dat die Here vanmôre vir ons op 'n spesiale manier ook gaan lei en ook vir ons iets spesiaal gaan doen met dit wat nou anders is. Die Here het dit op my hart gelê dat ons so 'n nagmaal gaan gebruik vanoggend. En kom ons kyk uit na dit wat die Here wil gee, ook by die gebruik van hierdie nagmaal. Ek wil graag lees gedeelte wat u baie goed ken en ek glo meeste van die mense het dit al oor en oor gelees. Ek moet net so staan dat ek vir oom Fred ook kan sien. Daar sê oom Fred, kan jy my nou sien? Ek sê kyk as hy my nie sien nie dan dink ek maak onderskeid teen hom. Ons lees in Johannes 3 vanaf vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered sal word. As ons hierdie paar verse lees, dan sien ons een groot waarheid, en dit is dat Jesus aarde toe gekom het, nie om te oordeel nie, nie om weg te jaag nie, nie om te sê jy is nie goed genoeg nie, maar juis omdat hy wil hê, ons moet in sy lewe en in sy krag wat hy vir ons gee, sal beleef wat dit is om oorwinnaars te wees, sal weet wat dit is om sy liefde te ervaar. Ek wil vanmôre my boodskap net hierdie opskrif gee, waarom die ophef oor Goeie Vrydag? Waarom die ophef? Mense vra oral, waarom maak julle so ophef oor Goeie Vrydag, oor die kruisiging? Is dit nou regtig so belangrik om so te kere te gaan daaroor? Ons was gister by 'n plek waar ons bidtuur gehou het, ek en pastoor Amanda, en een van die ooms daar sê, sien jy daai ou wat daar in daai kamer sit, daai oom wie se knie so uitsteek in die son. Hy wil van die Here niks weet nie. Hy sê hy het die Bybel hoeveel keer deurgelees, en as hy dan daarvan praat, dan gee hy sulke knope. Nou die arme oom, ek voel so jammer vir hom, want sy lewe kan nie regtig gevul wees met vreugde en oorwinning nie. Maar kom ons praat 'n bietjie, hoekom maak 'n mens, of maak die kinders van die Here 'n ophef oor Goeie Vrydag? Die antwoord is eenvoudig, dit is omdat 2000 jaar terug, het Jesus aarde toe gekom, om die grootste liefde wat daar ooit was, aarde toe te bring, sodat mense 'n liefde wat anders is, kan beleef. Maar dis nie al nie, is nie 'n liefde wat 2000 jaar teruggekom het nie. Daardie liefde wat Jesus aarde toe gebring het, gaan steeds vandag voort. Die Bybel sê vir ons in Deuteronomium 7 vers 9, weet dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God, wat sy verbond in stand hou, en sy troue liefde betoon, tot aan die 1000ste geslag van hulle wat hom liefhet. Nou ek weet nie hoeveel geslagte gaan terug, my familie terug nie, ek is nie seker nie. Maar as dit die 1000ste geslag is, hoe lank is die geslag? 25 jaar. Nou ek dink nie, my familie kan verder teruggaan as 25.000 jaar nie. So van my geslag begin het, gaan die liefde van God aan, in my geslag, in jou geslag, en in elke mens se geslag, glo ek, dat die Here wil hê, ons moet maar lekker fees vier, want sy troue liefde, hou aan en aan en aan, ook 'n troue liefde vir 'n klomp gebroke mense, mense wat nie volmaak is nie. En kom kyk net 'n paar enkele gedagtes, oor wat praat hierdie liefde van, hoe is dit? Dan sien ons in Johannes 3 vers 14, tot hierso by vers 16, 17, praat die Here van 'n liefde vir mense wat eintlik hel verdiend is, mense wat hel toe behoort te gaan, mense wat verstoot behoort te word deur God. Hierdie liefde van die Here is daar in die persoon
van Jesus wat aarde toe gekom het en tussen mense geloop het en hulle gekyk het. En op 'n plek sê die Bybel, toe Jesus die mense sien, het die mense vir hom gelyk soos skape sonder herder, verlore. Hulle het geen doel nie, hulle weet nie waarheen hulle gaan nie. Goeie Vrydag vertel van toe Jesus aarde toe gekom het en sy liefde begin betoon het. En vandag sê hy vir ons iets soos die: kom huis toe. Ek het jou baie lief. Ek verwag jou. Kom huis toe. Ek het jou baie lief. Ek wag vir jou. Dan praat die Here oor ons wat hier is, wat vandag dalk ook 'n lewe beleef, nie noodwendig sonde is nie, maar wat in smart is, wat besig is om in die nag te huil, wat nie weet waarheen ek moet gaan, hoe moet ek nou maak nie. Die Here sê, kom huis toe, ek wag vir jou. En as die Here sê ons moet huis toe kom, dan sê hy, ek wag vir die mense wat gebroke mense is. Mense wat sukkel met sekere dinge in hulle lewe, wat hulle lewe kortwiek en die spoed breek in hulle lewe. Die Here sê, kom huis toe, maak nie saak hoe deurmekaar jou lewe is nie. Goeie Vrydag sê, kom huis toe, die Here wil jou deurmekaar lewe aan die kant maak. En weet jy, ons belewe verskillende verwarring in deurmekaar lewens. Party van ons bid en sê, Here, as ek nou nie môre R50 of R500 of R5000 kry nie, of kan, ergens, het ek moeilikheid, Here. Here, help vir my asseblief. En die Here praat en hy sê, kom, dat ek vir jou kan help. En dat ek ook daardie verwarring en daardie seer van jou kan orden. Die Here wil opnuut kom sê, dat as ons harte oopmaak vir hom, sal hy vir ons liefde gee, wat ongekend is. 'n Liefde wat ons sal omhels, wat so kosbaar is. Hy wil eintlik net dit sê, toe hy gesterf het aan die kruis van Golgotha, toe sy bloed op die grond gedrup het, toe sy laaste druppel bloed op die grond val, en daar nie meer bloed uitkom, het daardie laaste druppel bloed uitgeroep en gesê, ek wil vir jou, wat op die grond lê, en miskien in die modder lê, ek wil jou optel, dat jy kan staan en kan triomfeer. Dis waaroor dit gaan. Om mense op te tel, ek sal nooit vergeet nie, jare terug was ons in 'n gemeente, en ons het daar bedien, en daar was 'n ou oom en tannie, hulle, ek weet nie of hulle al so oud was soos ek nie, maar vir my was 'n oom en tannie. Hulle was daar, hulle het gesukkel met 'n gewellige drankprobleem. En as hulle geld gekry het, hulle pensioen, dan het hulle die tuinman gestuur en gesê, gaan met hierdie geld, gaan bottels toe, koop hierdie brandewyn en al wat ook al. Dan het hulle gedrink tot die geld op is, tot die drank op is. 'n Verskrikking. En in een aand, toe daar 'n uitnodiging gemaak word, toe kom hulle uit, toe sê hulle, bid vir ons. En toe vra ek vir die oom, wat is fout? Toe sê hy, my vrou is 'n alkoholist, toe sê sy nie, hy is een. En daardie aand, toe gryp die Here in hulle lewens in, en hulle los die goed in een oomblik net so. Los hulle dit, want God het gewerk. Goeie Vrydag sê, dat wanneer jou lewe in chaos is, kan die Here en wil hy jou graag verlos en vrymaak van dit wat jou lewe vergaal. Goeie Vrydag vertel vir ons van die wonder van die valuta, die koopmiddel, die betaalmiddel, om mense los te koop van die vyand van sonde. Dis net die bloed van Jesus, wat 'n mens kan vrykoop van die mag van sonde. Gaan lees maar Openbaring 5 vers 9. Geen goeie probeerslag, geen godsdiens, geen mamma of geen papa kan jou verlos nie. Dis net die bloed van die Here, wat jou kan vrykoop. Net sy bloed. Ons moet een ding weet, dat die duiwel het sy sonde en sy mag en sy dood in jou ingeplant, in mense se lewens ingeplant. En hy hou mense krampagtig vas. En hy begin om 'n mens te vergiftig met 'n klein dingetjie, met 'n wit leentjie. Is daar so 'n ding soos 'n wit leen? Nee. Hy vergiftig jou met 'n wit leen, en voor jy weet waar jy is, dat jy ook 'n swart leen, en dat jy ook 'n ander ding. En die woord van God wil vandag vir ons sê, as ons daar wil uitkom, wil verlos raak, selfs van 'n wit leen, die bloed van die Here koop jou vry. Die bloed van die Here maak jou vry. Dit wat die vyand, die duiwel en sonde in 'n mens gebring het, om die dood in jou gees, die dood in jou gemoed, in jou emosies, in jou verstand te bring. Die woord van die Here sê, Efesiërs 2 vers 4 tot 6, die bloed van die Here haal jou uit.
Hy verander jou totaal en al. Glo ek vandag dat die Here Jesus wil vir ons sê, dat sy krag en sy waarheid het beginne werk 2000 jaar terug. Is daar 'n krag vrygelaat, wat die duiwel nie kan stop nie. Ja, ons vier goeie Vrydag, die kruisiging van die Here, omdat hy nie net ons sonde vergewe nie, maar hy reinig ons van die besoedeling van die sonde in ons binneste. 1 Johannes 1 vers 9. Hy reinig, hy vergewe en hy reinig. En wanneer die bloed van die Here jou gereinig het, wanneer die Here in jou lewe ingekom het, en hy reinig jou van sonde, kan ek dit sê, dan word die bloed van die Here wat in jou werk, die antibiotika wat keer dat die vyand jou lewe vergaap en die dood in jou binneste bring. Soek jy 'n teks? Ja. 1 Johannes 5 vers 19 sê, hy wat uit God gebore is, hy kan een ding weet, die sonde het geen vatkans op hom nie. Wanneer die kind van die Here Jesus in sy lewe ingebring het, dan kan ons een ding weet, ja, die duiwel sal nie ophou om jou te jaag nie, hy sal nie ophou om te probeer om jou af te trek nie, maar die woord van God sê, die bloed van die Here wat ons vrymaak, hy bring in jou binneste 'n antibiotika, wat as die vyand kom, dan kan hy jou nie vat nie. Hy kan jou nie vergiftig nie. Dis wat God se woord sê. Goeie Vrydag is 'n feesdag, want elke bloedgewaste kind van die Here, wat in verhouding met Jesus lewe, wat 'n pad met die Here loop. Ek kan een ding weet, ek het dit in die verlede gesê, maar dit het my weer eens gegryp gisteraand ook daaroor dink. Die kind van die Here, wat 'n pad met God loop, hy het die instapkaartjie in die teenwoordigheid van die Here in. Jy stap in die teenwoordigheid van God in, daar waar sy heiligdom is, en daar waar sy skatkamer is, Hebreërs 10 vers 19. Jy kan instap in die teenwoordigheid van die Here. Die wonder daarvan is, dat as ons daardie voorreg gekry, die kind van die Here, het daardie voorreg, jy kom staan nie by God se deur, en jy hamer teen sy skatkamer deur, teen sy heiligdom, en sê, kan ek dit inkom nie? Nee, die Bybel sê, die kind van die Here kan met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van die Here instap, met vrymoedigheid en geloofsoortuiging, dat die Here gaan 'n magsdaad doen in jou lewe, Hebreërs 10:22. Luister baie mooi, Goeie Vrydag sê, elke kind van God kry hierdie heerlike voorreg om in te stap enige tyd van die dag of die nag. Jy staan nie in 'n ry by die Here nie. Ons het die afgelope tyd geleer hoe om in 'n ry te staan, hoe om te wag, hoe om 2 meter of partymal is net so 'n stukkie van mekaar af te staan en jou beurt af te wag tot jy voel jy's gaar. Die Here sê, die kind van die Here kan een ding weet, wanneer jy met God wil praat, stap jy in. En hy sê nie as jy klaar met hom gepraat het, we look into the case nie. Hy verander die case. Dis die wonder, dis die voorreg van kind van God wees. Ons kan fees vier. As die woord van die Here sê, ons het die voorreg om in te stap in die teenwoordigheid van die Here, dan kom dit, daar's 'n verandering. Ek hoor baie maal mense sê, ek het laas nag die hele nag met die Here geworstel. Luister baie mooi, as jy in die teenwoordigheid van die Here ingestap, dan stap jy nie daar om met hom te worstel nie. Hy gee vir jou die krag om die duiwel te laat worstel. Hy gee vir jou die krag om te triomfeer. Is nie 'n worsteling met God nie. Jy kry by hom die triomferende heerlike waarheid om te oorwin. Dis 'n wondervoorreg. Dit is waarom ons Goeie Vrydag vier. Dis 'n heerlike voorreg wat die Here vir ons uitdeel. Ja, die wonder daarvan is, dat die Here kom ook en hy sê vir ons, dat toe hy die nagmaal ingestel het, toe hy die wyn vir hulle gee, toe sê, dis die Nuwe Testament in my bloed. Hy sê daarmee, dat sy testament vir my en vir jou is geteken met sy bloed, en hy kan nie uitgewis word nie, daar's niks nie, Tipex werk nie. As die duiwel dink, hy sit die Tipex daarop, dan val die Tipex af. Die woord van die Here sê, dat is 'n testament wat ewig hou. Sy troue liefde is tot in die 1000ste geslag. Vir kind van die Here kan ons weet, dat die Here se almag se krag bly daar. Dit maak nie saak nie. Ongelukkig vir die duiwel is daar nie Hooggeregshof of 'n grondwethof waar hy dit kan gaan aankla en dit wil verander. Nee, die Here se wet is die laaste een. En sê vir sy kind, ons kan daardie wondervoorreg weet, dat ons is kinders van die Here wat sal triomfeer. Maar wat my meer opgewonde maak,
of nog opgewonde maak, is dat die Here wil vir ons vandag sê, wanneer ons dink aan Goeie Vrydag, wanneer ek en jy Jesus in ons lewe ingenooi het, dan vat hy ons lewe, ons menswees, kan ek dit so beskryf, wat baie maal net 'n bouval is, waarin die duiwel bly, en met sy duiwelse stories kan werk, dan vat hy hierdie bouval, en hy maak hom nuut, splinternuut, gaan lees maar 2 Korintiërs 5 vers 17, hy maak hierdie bouval nuut, maar dis nie al nie. Wanneer die Here in jou lewe instap, verander hy net die bouval in iets anders nie. Hy maak jou nuut, en die kind van God word 'n tempel van God, waarin die Here kom woon. En waar die Here woon, is die hoogste gesag. En as die duiwel klop aan hierdie nuwe tempel se deur, dan maak die Here oop en sê, wat wil jy hê? Dis die wonder van as jy kind van God is, dat die Here kom woon in ons binneste. As die Here in ons kom woon soos sy tempel, 1 Korintiërs 3 vers 16, kan ek een ding weet, is die krag van God in jou binneste, en dan word jy iemand wat die duiwel weerstaan, en hy het nie 'n kat se kans nie, 1 Johannes 4 vers 4. Want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Goeie Vrydag is 'n feesdag, waar die Here opnuut vir ons kom sê, luister my kind, dis waaroor dit gaan, dis wat werk, en dit is waaragtig die waarheid. Wat my meer bly maak, nog 'n ding, nog blyer maak. Openbaring 2 vers 17 sê, wanneer die Here gekom het, en jou vrygemaak het in jou binneste, dan gee hy vir jou 'n nuwe naam. 'n Nuwe naam. En ek het gevra, Here, nou wat is hierdie naam? Wat is die nuwe naam? Openbaring 1 vers 6 sê, hy gee jou die naam van koning en priester. Dis die nuwe naam, koning en priester. 'n Koning is 'n heerser. 'n Koning skrik nie wanneer die onderdane hom uitdaag nie. 'n Koning skrik nie, 'n waaragtige koning wat die Here jou maak. Jy's nie bang vir 'n staatsgreep nie, want God sê vir jou dat jy heers, en dan sê hy jy's 'n priester. 'n Priester stap enige oomblik in die teenwoordigheid van God in. Die priester is daardie ene wat die reg het om in te stap tot in die allerheiligste. Wanneer die Here kom en ons vrygemaak het, koning en priester, wat 'n heerlike voorreg. Ek kan vanmôre sê dat Paasfees, Goeie Vrydag, vat 'n gewone mens en hy sê, ek wil hê jou lewe moet verander. Ek wil jou lewe in dit maak. En hy kan nie wag om dit te doen nie. Hy kan nie wag nie, en daarom wil ons fees vier, en daarom wil ons bly wees, en wil ons opgewonde, en kan ons opgewonde wees. Ek glo vandag, as ek dit so kan stel, dat die feesmaal, die brood en die wyn, die feesmaal, daar's baie meer dinge wat ons kan sê. Die feesmaal, moet ons weet, die bestanddele van die gereg, al die bestanddele is Jesus Christus. Hy gee die smaak. Hy gee die krag, hy gee die inhoud daarvan, hy gee daardie vermoë dat dit nie sleg word nie. Dit is die wonder, die Here is die bestanddele van die feesmaal. Hy kom en hy gee vir jou vrede, hy haal die oorlog uit jou binneste uit. Hy kom in ons lewens in, en hy gee vir jou krag en hoop, hy haal jou uit die modder van moedeloosheid. Want ek kan nie aangaan, ek weet nie om te werk nie. Hy kom en hy verander ons lewe. Sy nabyheid kry ons op 'n plek dat ek nooit weer sal uitroep, hoekom is God, waar is die Here nie? Nee, hy kom op Goeie Vrydag sê hy, ek is altyd daar, en ek is nie die God wat ver van jou af is nie. Jesus is die wondergod, kan ek sê. Die van ons wat al in die binnekamer was en nie meer geweet het nie. Miskien kan jy identifiseer met wat ek sê. Goeie Vrydag sê, dat die Here vang jou silwertrane wat jy huil in gebed voor God, vang hy op in 'n goue kruik. En wanneer hy dit opgevang het, dan gee hy vir jou 'n jubellied wat skitter tot eer van sy naam. Dis wat gebeur. Dis wat Goeie Vrydag sê. Jou trane vang hy op in sy goue kruik, en hy vervang jou trane met 'n jubellied. Met 'n lied waar jy uitjuig en God loof en prys. Dis die wonder van die Here. Sy persoonlike testament sê vanmôre vir my en vir jou, dat ons kan juig, ons kan jubel, ons kan spring, ons kan koordans. Nou, almal van ons sal dit nie vanmôre kan doen nie. Miskien kan James, ek het gesien sy het neus los. Maar die Here wil hê dat sy kinders moet een ding weet, ons het iets om oor bly te wees. Maar voor die kruisiging,
het Jesus sy nagmaal ingestel. Hy het sy disippels bestel om saam met hom nagmaal te gebruik. Die rede waarom ek gevra dat ons die tafel so moet maak is dat hulle het om die tafel gesit. Dis 12 van sy disippels, 12. Van hierdie 12 was daar 'n Petrus, 'n ekstrovert, bietjie vinnig van my hiermeer, 'n bietjie grootprater, 'n man wat vir die Here gesê het, Here, ek sal saam met U sterf. En toe Jesus in die grootste nood kom, toe sê hy, ek ken hom nie, hy verloon Jesus. Onthou toe hulle aan die tafel sit, het Jesus dit reeds geweet. Daar was 'n Thomas aan die tafel. 'n Thomas, toe hulle vir hom sê, die Here het opgestaan, toe sê hy, man, ek glo nie die storieetjie nie. Ek sal dit glo as ek my vingers in sy wonde druk. Ongelowig. Daar was 'n Johannes en 'n Jakobus wat vir die Here gesê het, Here, maar kan U so reël vir ons 'n special? Een van ons wat aan die linkerkant sit en die ander in die regter, so 'n bietjie hoogmoedig. Ek wil beter wees as my broers. Hulle sit aan die tafel. Dan is Judas Iskariot aan die tafel. Die een wat Jesus verraai het. 5 van die 12 wil ek nie graag op my kerkraad hê nie. 5 van die 12 weet ek nie of ek hom in my gemeente wil hê nie. Maar weet jy, hulle sit saam met Jesus om die tafel. En hy kyk in hulle oë. Weet jy wat maak hy? Hy was almal se voete. Ek lees nie dat hy Petrus se toon geknak het nie. Ek lees ook nie dat hy Thomas se marmerie met die vuis geslaan het nie. Ek lees ook nie dat hy hierdie 2 hoogmoedige mannetjies 'n pluk gegee het nie. Hy het met deernis aan die tafel waar hulle gesit het, vir Judas Iskariot, almal se voete gewas. Hy het in hulle oë gekyk. Weet jy wat? Hy het nie uitgepraat nie. Hy het nie gesê, weet julle, ons is nou 12 van die 13 aan die tafel, maar julle 'n bietjie uitcheck vir Petrus, watch from nie. Hy het nie gesê, ja, ons is nou, maar oppas 'n bietjie vir Thomas hoor. Hy gaan julle 'n klomp 'n slegte naam gee, want hy gaan die enigste een wees wat ongelowig is. Hy het nie gesê, oppas vir Johannes en Jakobus nie. Hulle is bietjie hoogmoedig. Hy het dit nie gesê nie. Hy het ook nie gesê, hoor die Judas Iskariot, hy's nou 'n kroek. Hy het nog ons geld gesteel ook nie. Ek lees dit nie. Hy kyk hulle in die oë. Hy kyk met deernis na hulle. Hy was hulle voete. En toe hy klaar hulle voete gewas het, sit aan die tafel en hy breek brood. En hy kyk hulle in hulle oë en elke ene kry brood. Vir elkeen sê hy, ek het jou lief ten spyte van jou gebrokenheid. Vir elkeen sê hy, ek bly jy's hierso. Jy's myne. Ek sal jou ook heel maak. Vir elkeen. Elkeen kry van die wyn. Vir elkeen sê hy, ek sal my bloed stort vir jou. Ek sal my lewe gee vir jou. Ek sal my alles gee vir jou, sodat jy nuut kan word. Vir elkeen sê hy dit. En dit het my gevang, om te dink dat die wonder Here wat alles weet, op daai manier nagmaal hou. En dan sê die Bybel, gaan lees die gedeelte daar, by die laaste avondmaal. Toe hulle klaar die nagmaal geniet het hulle opgestaan en 'n loflied gesing. Hy het saam met hierdie kroeks 'n loflied gesing en uitgestap. Ek weet nie wat is die woorde van die loflied nie. Miskien kan julle gaan Google vir ons uitvind. Maar die Bybel sê 'n loflied is nie 'n treurmare nie. Hy het jy daar uitgeloop en gesê 'n loflied. En ek glo met my hele hart, die loflied wat hulle gesing het, is iets soos die. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan kroon die lam geslag. Sal dit nie heerlik wees nie? Hoor jy wat ek sê? Dis maar my prentjie wat ek sien. 'n Loflied vir elke een.
elkeen is bedien. Vir elkeen wil hy kom sê, ek gaan my bloed stort vir jou om jou uit die modder uit te haal. Ek gaan my bloed stort vir jou om jou 'n nuwe naam te gee. Ek gaan my lewe gee om vir jou, jy wie se lewe 'n mirasie is, 'n bouval, waarin die duiwel partytjie gehou het, gaan ek verander en jy gaan 'n tempel wees waarin ek kom woon. Goeie Vrydag sê die Here vir gebroke mense, moenie glo wat die duiwel vir jou sê nie. As ek jou gereinig het met my bloed, jy loop 'n pad met my, sê die duiwel nie 'n vatkans kry op jou nie. Hy gaan jou probeer. Maar wanneer hy in jou hart kom klop, die vyand, die duiwel, wanneer hy aan hierdie tempel, waarin Jesus woon, se deur klop, dan maak die Here oop en sê, nee. Ek glo vandag, dat die Here wil vir ons kom sê vanmôre, dat Goeie Vrydag is 'n dag, is 'n geleentheid, om bly te wees. Ek wil vra dat ons so aan ons tafels kom sit, asseblief. Ek wil hê julle moet so om die tafel sit, ek gaan nie van agteraf praat en mekaar in die oë kyk. Kan ons dit doen? Ek wil ons met mekaar in die oë kyk. En wanneer ons vir mekaar in die oë kyk vanmôre, dan sê die Here vir ons. Hy sê onthou, moenie dink hierdie ou, of die een wat oor jou sit, of wie ook al, of iemand wat jy van weet wat 'n fout gemaak het, is slegter as jy nie. Die wonder is dat die Here sit saam met 'n verraaier, 'n verloner, 'n ongelowige, twee hoogmoediges om dieselfde tafel. En hy kyk met deernis, en wil die Here vir ons aan hierdie tafel sê, ons is voor Jesus Christus almal gelyk, en daarom kan ons nie dit bekostig om vir iemand te sê, nee. Kan daai broodjies kan julle oopmaak as julle wil. Daar op die tafel is so 'n skertjie waarmee jy die toutjie kan afsny, dan is dit baie maklik. En as jy wil, as iemand wat saam met jou aan die tafel sit, as jy dalk wil, en jy wil vir hom 'n broodjie gee, en jy wil vir hom net van jou eie broodjie afbreek en vir hom of vir haar gee, of vir jou man of jou vrou of jou kind, kan jy hom afbreek en sê, dat ek sal jou lief hê, ten spyte van jou foute en jou gebrokenheid. Ek gaan die liefde van die Here uitdeel. Kan ons dit doen? As jy vir iemand van jou broodjie wil gee, kom ons maak dit 'n liefdesmaal, waar ons dit wat ons in is, kan deel met iemand. Geef vir hulle die broodjie en sê, ek breek vir jou van my broodjie. Ek wil jou van my lewe gee, van my liefde gee. Want Jesus het gesê, so dikwels as julle dit doen dit tot my gedagtenis. En wil hy vanmôre vir ons sê, wanneer ons dit neem vanmôre, dan sê hierdie broodjie, die Here is lief vir my. En ek gaan jou met hierdie liefde wat die Here vir my gegee het, gaan ek nou vir jou gee. Kom ons neem dit. Kom ons neem die broodjie. Dankie Here. Dankie Here. Loof die Here. Lief vir jou. Dankie Here dat ons vir mekaar broodjies kan gee. Dankie Here dat U omgee. Wat ons daai kelkie, wanneer ons hierdie kelkie vat, as jy wil, dan kan jy jou kelkie oopmaak en vir iemand langs jou gee. Dan vat jy iemand anders se kelkie, voor jy hom drink. Sê ek gee vir jou ook, om vir jou te sê ek is lief vir jou. 'n Deernis wat die Here aan ons bewys het deur te sê, ek kyk bo oor jou gebrokenheid, om jou die vreugde van God te gee. Kom ons vat ons kelkie. Dankie Here vir vergifnis wat U vir ons gee.
Wanneer ons kelkies vir mekaar gee, Here, dan sê dit, ek vra ekskuus as ek jou seer gemaak het, maar ek vergewe jou omdat jy my seer gemaak het. Of miskien is dit sommer net bloot om te sê, I love you with the love of the Lord. Ek het jou lief met die liefde van die Here. Dankie Here dat ons hierdie spesiale manier om die tafel kan sit, want dis hoe u lief gehad het, en dis hoe u gewerk het met gebroke mense, Here. Dankie Here. Here, ons sê vir u dankie dat u op 'n eenvoudige manier vir ons wil vertel hoe lief u ons het. Bid Here dat hierdie paar oomblikke saam om 'n tafel, dat daar 'n nuwe liefde sal begin groei in ons harte. 'n Nuwe goddelike deernis en erbarming en omgee vir mekaar, soos wat u omgegee het vir die disippels, Here. Vir elkeen het u uself gegee. En ons wil dit ook so doen, Here. Ons wil eerstens vir u dankie sê vir dit wat u vir ons gedoen het. Ons lewe totaal verander het en dat die liefde ewig sal aanhou. Ook wanneer ons nog foute maak, Here, hou u liefde vir steeds aan, u liefde wat alles bedek. Dankie daarvoor, Here. Amen. Op die tafel is daar 'n kelkie met bietjie olie in. En ek wil u vra dat as u wil, as die Here jou so lei, is daar iemand is wat aan jou tafel, aan julle tafel sit, wat nie gesond is nie, of wat nie lekker voel nie, sê vir die mens aan jou tafel, kom bid vir my. Dan kan die persoon daar aan die tafel wieg so gelyk voel, vat daai kelkie met die olietjies daarin, sit jou vinger daarin, en salf die persoon en bid vir hom. Miskien wil jy net vir iemand wat langs jou sit salf. Net jou man, net jou vrou, net jou vriend, net jou vriendin. As jy wil, dit is geen verpligting nie, jy kan dit doen, die olietjie is daar op die bord, op die tafel. Kom ons bedien mekaar 'n bietjie, toe. Kom ons bedien mekaar. Nou hoef niemand uit te hardloop en nie voor te kom staan nie. Sê vir mekaar so stilletjies, bid vir my. Dan bid ons vir mekaar. Kan ons dit doen? Die van die wat wil? Die wat wil kan dit doen. O, dankie Here. Dankie Here Jesus. Ek ervaar in my gees dat die Here wil vir ons sê vanmôre, dat wanneer ons aan hierdie tafel kom bid, gaan hy antwoord. Wanneer ons in hierdie môre aan hierdie tafel gaan bid, gaan hy antwoord. Die eenvoud van gemeenskap van kinders van God. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit, en is daar nie versoek is nie, bid in elk geval dat die heerlikheid van die Here sal toeneem. O Here, ons bid dit in u wondernaam. Ons loof u wondernaam daarvoor. Dankie Here vir u goedheid, vir u guns. Dankie Here dat ons met spontane warmte net kan bid. Vat dit die persoon langs jou se hand as jy jou sal toelaat en bid vir mekaar. Vat dit sy hand en bid vir mekaar. Dis hoe die feesmaal van die Here was. Hulle het bedien, hulle het mekaar bedien. Hulle het mekaar bedien, maar hulle het omgegee. Dankie Here Jesus. U is groot, u is wonderbaar. Dankie vir u wonderlike liefde. Goeie Vrydag praat van gemeenskap met God. Die herstel van gemeenskap met die Here. Miskien die eerste maal gemeenskap met die Here. Maar dit praat ook van gemeenskap van die kinders van God saam. O Here, kom werk soos jy alleen kan. Dankie Here dat ons nou gaan worstel met u terwyl ons bid nie.
Hierdie gebede gaan die worsteling stop. Gaan die oorwinning bring. Halleluja. Dankie, dankie, dankie my God. Ek loof U naam. Dankie Here, ek loof U naam. Ek loof U naam vanmôre. Prys die naam van Jesus. Prys die naam van Jesus. Dankie Hemelse Here. Ons eer U Here. Prys die wonderlike naam. Prys die naam van die Here. Dankie Here dat ons tydjie kan vat en net liefde kan uitdeel. Ons kan liefde uitdeel. Ons kan U deernis uitdeel vir mekaar. Prys God. Prys die naam van Jesus. O ja, dankie daarvoor. Dankie daarvoor.